Met Musi Maimane wat vandag as die eerste swart leier van die DA verkies is, praat ons nou oor die pad vorentoe met die politieke kenner Harold Pakendorff. Baie welkom. Goeienaand. Kom ons gesels eers oor Musi as 'n leier. Hy is nou ten spyte van sy velkleur en ten spyte van sy politieke ondervinding, hy is 'n leier. Wat beteken dit vir die DA en kan dit stemme wegvat by die ANC? Ek het geen twyfel oor die tweede nie, maar ek sal nou daarby kom. Hy's 'n charismatiese leier soos ons nou gesien het. Hy is wel ter tale. In die parlement het ons gesien dat hy nie bang is om die Zuma oorkant die binnekant om sit aan te vat nie. Maar hy is jonk, nie dat ek daarteen gekant is nie, maar hy in hierdie stadium skep nie die indruk van 'n toekomstige president nie. Mense voel hy het nog 'n lang pad om te gaan. Maar dat ek die DA nou meer stemme sal wegvat as van tevore, is sonder twyfel. So as ek jou net daaraan kan herinner, die ANC is van 2004 onder Thabo Mbeki met elke verkiesing verloor hulle stemme en al meer en meer mense stem glad nie meer nie. So die kans om te groei verby die 23% wat hulle op die oomblik het is baie goed. Veral met hom, ek dink is 'n baie wyse keuse. Want jy praat nou oor sy ouderdom, maar dit kan nog 'n lang pad wees vorentoe. Hy het verskriklike ambisies om die land oor te vat en hy het spesifiek ook vandag gesê, ons gaan Johannesburg oorvat byvoorbeeld, maar ons gaan die hele land oorvat. Die DA gaan regeer en hy's nou eers 34, dalk jy weet oor 10 jaar. Nee, kyk, wat jy nou sê is baie belangrik, want die volgende verkiesing is 'n munisipale verkiesing waar mense makliker wegstem van die regerende party en dit is wêreldwyd so. En jy kan na die afgelope uitslae reeds kyk dat dit so is. Dis waarskynlik dat Nelson Mandela by 'n DA koalisie regeer sal word. Dis moontlik in Johannesburg en Pretoria, miskien nie heeltemal so moontlik in die Oos-Rand nie. Maar dit sal as jy die hart van die provinsie wat die meeste vir die bruto nasionale produk uithaal, dan is dit 'n groot sielkundige slag vir die ANC. Maar dis nou met kleiner partye wat hulle sal koaliseer, want hy het 'n paar goed gesê teenoor partye soos die EFF vandag. Hy het byvoorbeeld gekap teen die EFF. Daar's nie moontlike koalisies daar nie. In die politiek bestaan die woord nooit glad nie. Maar kom ons sê hoogs onwaarskynlik, want hulle politieke standpunte verskil soos dag en nag. EFF en die ANC, miskien die linkervleuel van die ANC, maar nie die DA en die EFF nie. Kom ons praat gou vinnig oor beleid. Hy fokus nogal verskriklik op armoede en werkskepping. Wat beteken dit? Wat beteken dit vir die DA? Wat die aanraak weer eens is belangrik, want die ideologiese benadering van die ANC tel meer vir niks nie, soos ons gesien het by die verkiesing in Fort Heer, waar die DA in daardie ANC sterkpunt maklik gewen het. Dit gaan nou oor die praktiese politiek. En hy het dit baie goed gestel deur te sê, ons gaan die standbeelde omruk nie, ons gaan werk aan die onderwys en die gesondheid en al die ander goeders. En dis wat mense wil hoor en hulle die DA het gelukkig kan hulle sê, kyk, ons kan regeer, ons het dit in die Wes-Kaap bewys en in Kaapstad. En nou het hulle 'n man wat ek hoop gekies is omdat hy die bekwaamste een is en die tweede oorweging was die swartheid en nie andersom nie. Maar die toekoms sal nog bewys of dit so is. Dis ongelukkig al vir ons tyd het. Baie dankie, dit was 'n politieke ontleder Harold Pakendorff.